Goeiedag, sy dierbares. Hoop het aan goed saam met u, waar ook al u mag wees. Dierbares, welkom by die episode van Onwak. Ja, dierbares, ons het 'n bietjie van 'n breek gevat, maar ons is terug, amptelik terug. Met my sit evangelis Eugene George, 'n man van die Here. Hoe gaan dit met u? Dit gaan baie goed, my broer. Daar's geen klagtes nie. Dit is 'n voorreg om weer terug te wees, kykers. Ja, nee, dierbares, na lang tyd. Ja, maar ons moet onsself aan 'n kappie, ons moet onsself net daai. Want ons het regtig 'n bietjie vasgehak, maar ons is amptelik terug. Evangelis Eugene George, met die nuwe episode van Onwak, is daar 'n nuwe boodskap. Ja, En die tema van hierdie episode is die woord van God. die woord van God. Maar die skrif wat u gekies het, vir u dit 'n bietjie deel saam met ons, saam met my Okay. en die kykers hier. Okay, my broer, u is ook 'n groot kykers. U is so groot in daai beminde naam van my verlosser Jesus Christus. Amen. Dit is 'n voorreg om weer saam met julle te wees, geliefdes. Soos ons sê, na baie lank tyd. Yes. Ons hoop by hierdie episode 2 wat ons nou oopmaak dat u 'n seën gaan wegdra met hierdie woord. Soos u die tema gehoor het by Broer Weyland, Yes. dit is die woord van God. Maar kom ons lees die skrif en dan verduidelik u kortliks en Amen. die Here seën. Amen. Johannes 1 versie 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God en alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Yes. Nou as ons die skrif lees, my broer, kykers almal. Yes, weet jy. En die Bybel sê in die begin voor alles gemaak was, voordat daar aarde was, voordat die wêreld daar was. So ons gaan nog Genesis toe. Ons gaan nog Genesis toe. Okay. Ons gaan nou terug na die skepping. Ons gaan nou terug waar ek en u se bestaan nie daar was nie. Yes. Waar God nie eens gedink het kom ons maak mens na ons beeld. Yes. Ons gaan na die begin van alles toe. Waar die woord eerste begin het. So die woord was voordat ons iemand geskap het, was die woord daar. Die woord was daar. Amen. As jy mooi lees, hy sê in die begin was die woord Yes. en die woord was by God. Yes. En die woord was God. Yes. So God is die woord en die woord is by God. Niks het sonder God ontstaan nie. Yes. So wat beteken die woord van die Here was alreeds in plek gesit. Yes. Toe God die aarde maak, toets die woord op hom. En nou alles wat die Here praat of wat hy spreek, Ja, kom mens. tot stand, kom Yes. tot lewe, kom tot existence. Ja, weet. So niemand kan God beperk nie. Die woord in die begin was die woord. En as die mense sê wie is die woord, dan sê God is die woord. Yes. En die woord is by God. So die woord is 'n groot representasie van wie God is. Wie God is. Dit represent hom. Dit represent hom. Okay. So as hy sê aarde, dan kom die aarde van Dat formeer onmiddellik outomaties. outomaties. Die woord is onmiddellik daar. Yes. So toe die woord by hom was, toe sien God wat kan hy met woord maak. Yes. Ek wil hê mense moet kyk hoe groot is die God. En nou vir jou Heiland om die koppie te maak, jy het die materiaal nodig Om dit te maak. Jy het bestanddele nodig om dit te maak. God Yes. het nie. God aan die begin was die woord. God het gesê laat daar lig wees en toe wat was daar? Daar was lig. Daar was lig. Het die lig gemaak of het die lig Hy gespreek? het dit gespreek. Hy het dit gespreek. So die woord was by God en die woord is God. Yes. So daar het niks ontstaan sonder hom nie. Vir jou om die boom te plant, jy moet sat vat en onder die grond sit. Wat het Yes. God gesê? Laat daar, Hy het dit hy gespreek. het gespreek. En wat was daar? Lig. Daar was lig. Nou evangelis George, as ek mag net dieper gaan hierso. U sê dat die woord was God, die woord is God. Ja. Die woord is 'n high representative van wie en wat God is. Amen. En voordat ons mens ontstaan het, was die woord alreeds daar. Was hy alreeds daar. En ek like so daai wat Ben gaan mention het dat hy het die aarde, hy het alles gespreek. Amen. Maar wat is die ding wat hy nie gespreek het nie, wat hy myself fisies gedoen word? Dis die mens. Die mens. Vir die eerste maal het God die mens gemaak. Hy het afgebuig Hy het afgebuig. en het mens Hy formeer. het mens formeer uit die grond, uit die stof uit. Nou, is daai nie bietjie iconic, is dit nie bietjie ideaal hè? Dis Want ideaal. kom ons kyk hoe die structure van hierdie aarde, kom ons kyk die structure van plante, diere, is wonderlik. Ja. Maar ons as mens Yes. is bo alles, al hierdie dinge, net vir die feit dat die God ons Heer moes gebuig het Amen. om vir ons te formeer Ja. vanaf stof af.
Yes. het ons mens geraak. Yes. Maar tog, as ons die mens Ja. wat die woord bevraagteken, maar die woord het ontstaan voordat ons Voordat ons Benji, ontstaan Benji, ek weet, ek wil nie so bietjie ek wil nie diep gaan eintlik nie. Maar verstaan Benji, ons Ja. bevraagteken. ons bevraagteken dit. Maar ons weet nie voor ons kon vir God question, voor ons die Bybel kon diep gaan. Daar's mense wat vra het rondom die Bybel. Yes. Maar voor jou intellectual mind die woord kon bestudeer het, Yes. was jy nog nie eens die daar nie. Want die Bybel sê in die begin was die woord. So wat beteken God het ons deel gemaak van sy creation. Yes. God kan nie 'n creation maak en nie sy creation geniet nie. In ander woorde, God die wêreld maak. Toe sê God, wat baat dit vir hom om die wêreld te maak en niemand te sien nie? Toe dink ek, kom ons maak mens wat na hom is, na sy beeld. Yes. En hy het sy lewende asem in die mens ingeblaas. En wat so ironies is, wat my bemoedig in die woord. En nou die woord is 1000 jaar, al die dinge het gebeur. Ek kyk vandag die woord en ek sien hoe effektief is die woord, Yes, my Benji. broer. En nou van die Ou Testament af, al die dinge wat gebeur het, hoe Moses hulle die beloofde land ingegaan het, hoe al die kinders van Israel vervolg word, Goliat hulle wat doodgemaak word, Ja, al mens. die gevegte. Die goede was in plek gesit vir die woord, tot Yes. op die Nuwe Testament, sodat 'n generasie soos ek en jy vandag die woord kan lees en volgens dit lewe. Yes. Alles was in plek gesit by die woord. Daarom Yes. sê die Bybel, die woord was by God en die woord was God. Ja. So ons leer by ons groot mense, wanneer jy bid, praat jy met God. Yes. Maar wanneer jy Bybel lees, dan praat God met jou. Want hy is die woord. Yes. So wanneer ons die woord lees, die woord leer ons om heilig te lewe. Die woord leer ons om jou naaste lief te hê. Die woord leer ons om te vergewe. Die woord is daar om vir ons plek. Kyklik, die woord is die guideline hemel toe. Kom ek sê dit klaar so. Yes. Die woord is vir ons. En nou die Bybel sê nie net in die begin, hy sê die woord het vlees geword. Yes. En die woord het tussen ons kom woon. Wie is die vleeswording van die woord? Dis Jesus Christus. So God kom besoek ons in die Nuwe Testament, in die vleeswording word hy nou vlees. Yes. En die vlees, die woord kom hy en hy versprei dit onder die mens. Hy doen wonders en tekens deur sy woord. En as daar mense is wat vandag miskien mismoedig is, my broer, wat dalk voel hy het kind verloor, hy het sy ma verloor, hy het sy werk verloor, daar's soveel dinge wat in plek gesit is vir die woord. Daar's geen ander boek, daar's geen ander skrywer beter as die boek nie. Die boek is in tyd, die boek is verlede, die boek is past tense, die boek is in die dis die al enigste boek wat ek sien is in tyd. Die boek is so akkuraat dat hy praat ook oor die eindtyd. Die boek is so akkuraat dat hy praat oor oorlog. Die boek is so akkuraat dat voor COVID gekom het, en hy dit alreeds vooruit gespreek. Dis die al enigste boek wat oud is wat dinge in die toekomende tyd spreek. Daarom sê die Bybel, God ag sy woord hoorder as homself. Yes. So voor jy jou opinie gee, is die woord alreeds daar. Yes. Die Bybel sê hulle sal my ontken. Daar's mense wat die Here nie ontken, wat die Here ontken ter wille van die woord. Daar's mense wat die woord bevraagteken. Daar's mense wat die woord question. Sal die woord die Here kom? Sal hy kom of sal hy nie kom nie? Die Here het geweet daar sal sulke mense wees. Dis hoekom hy sê pas op dat hulle julle nie mislei nie. Die woord is in plek. As mense antwoorde wil soek, gaan na die woord. So die woord is eintlik die beste. Benj wat? Kom ek gaan 'n bietjie in ons generasie. Amen. Ons like refer na ander mense se lewens. Ons like altyd refer na ander mense, dit wat ander mense skrywe. Yes. So kom ons kyk nou net 'n voorbeeld soos writers van boeke en so. Yes. Ons like altyd 'n boek lees en dit wil toepas in ons lewe. En ons like altyd motivational boeke lees, soos 'n enige sielkundige boek wil ons wil lees en dan wil ons dit toepas in ons lewe. Ek verstaan dis wonderlik. Maar die boek is die mees belangrikste boek. Die boek, baie mense lees nie die boekie. Hulle sal eerder verkies om ander boeke te lees. As ek nou 'n boek skryf, my titel van die boek is Mental Health by Wayland Daris. Daar sal mense wat dit sal lees, daar sal mense wat dit wil toepas in hulle se lewe. Maar as jy mense so 'n bietjie loop lees en jy vra jouself, maar waarom is die mense op my woord? Waarom volg hulle my woord? Die is die beste woord. Waarom gaan mense nie na die woord toe nie? Waarom word altyd gerefer na 'n ander boek of 'n ander konteks? Dit word altyd gerefer na 'n ander konteks toe. Die boek het al predictions al gemaak dat ons al geskrik.
Yes. Dit praat van die toekoms. Dit Yes. praat van die verlede, dit wat in hulle verlede gebeur het. Dit praat van die Here en dit praat van die toekoms. Amen. Maar my vraag is, waarom fokus nie op hierdie boekie? Waarom is ons so fokus nie hierop nie? Ons fokus is eerder op TikTok, ons is fokus is eerder op Ja. YouTube, op e-books en op wat ons loop koop die duurste boeke. Documentaries. Wat ander wat nie vir my eintlik sin maak. Ja. En dis die Want enigste boek. as jy eintlik hulp nodig het, dis die beste Dis die beste medisyne. medisyne. Die beste. Die boek is ook die enigste boek, my broer, wat jou in rigting hou. Ek dink hoekom die mense bang is om die boek te lees, is omdat die boek jou oortuig van sonde. Dis die enigste boek wat jou sê, sien jy die ding wat jy gedoen het, ek justify nie. So die mense is eintlik bang vir die waarheid. Alles eintlik bang vir die waarheid, because die boek haal al jou vullis, jou verlede, al jou probleme uit en hy maak jou 'n nuwe mens. Wat die mense verstaan van die woord nie, as dat dis die enigste boek wat jou herinner tot by die dood dat jy God nodig het. Yes. Dis die enigste boek wat jou beloof dat na jou dood as daar 'n lewe. Yes. Jy kan ander skrywers loop kyk, ander boeke. Kyk jou woord, Wayland, jy praat uit wat jy sê. Yes. En die as nie wat ek sê nie, die is wat God sê. Maar nou gaan die mense meer redeneer, ek gee dit nou af met die ene. Nou gaan die mense meer redeneer, maar wat van die karakters soos Johannes, Matteus, al die mense in die Bybel? Hulle was dan ook mense soos ons en hulle was skrywers. Maar wat ons nie verstaan nie, die mense het God in die Bybelse tyd ingestuur, Okay. sodat sy woord in vervulling moeg tree. Ander woorde, Job was gegeen vir 'n situasie soos myne, dat as ek afdrans het, dan moet ek kyk na die boek van Job, en Job se geskiedenis of sy lewenstyl moet my bemoedig, want dit is God se woord wat oor Job gekom het, Yes. en Job was die ideale mens wat ingepas het by die woord. So as ek wil 'n boek skryf, en ek sê byvoorbeeld, lees die boek van Evangelist George, dan moet ek kan uit my ondervinding praat oor wat die boek al in my lewe gedoen het. Yes. Wat 'n veranderings het hy gedoen? Yes. Wat het my paie gechange? Wat beteken gebed vir my? Hoe het ek gekom by die standplek? Was dit die Here? Was dit die woord? Verstaan nie wat ek sê? Dan bekragtig die woord jou boek. No. Kom ons gaan nog 'n bietjie terug, Evangelist. Amen. Na daar waar mense sê dat mense sal redeneer om te sê maar Johannes hulle en wie wat skrywers. Weet wens wat? Die skrywers van die Bybel, daar's Amen. multiple skrywers. Maar kom ek vra gou die vraag, waarom is daar so die een topik wat gegee is? Kom maak net gou hierdie voorbeeld. Okay. En dan in 'n klaskamer is daar byvoorbeeld 20 leerders. Jy gee hulle een topik. Daar sal nie eens 4 kinders is wat op een ding oor hy een topik sal oor saamstem nie. Ja. Elkeen het sy eie weergawe. Ja. Maar daai skrywers wat in die tyd van die Bybel ingelewe het, Ja. hulle het so ooreenstemming gehad teenoor elke ding wat hulle gesê het. Alles wat hulle gesê het, dit pas so mooi in. Amen. Dit is like 'n nou vra ek vir myself, maar was dit nie die placement in wat God dit wou gehad het nie? God het hulle aangestel om dit te skryf. Ja. Van dis die bibliografie van wie? van God. En ook nie net dit nie, my broer. Die rede hoekom een skrif na die ander een volg, God lyk nie iets kontradik wat teen hom getuig het. God wil hê wanneer ons een ding praat, dan moet ons oor almal oor een ding saamstem. Dan met 'n unity is. Dan met unity is. Yes. So wanneer Markus praat oor die vrou wat in 12 jaar in bloed, dan moet Matteus dieselfde weergawe hê wat Markus sien. Yes. So met Johannes, so met Lukas, so met al die mense se weergawe van die skrif in Yes. vervulling. Hulle moet oor een ding praat. God Yes. lyk nie hê een moet verskil met die ander een nie. Want hy sê in die begin was die woord en die woord was by God. Hy sê hierdie woord is waardig om ten volle aangeneem te word. Hy sê in die begin was sal die woord wees en in die laaste sal hy ook wees. Yes. En God kom oordeel nie ons op wat nie, op grond van die woord. Ooh. So die woord kan hom nie self kontradik nie. Die woord kan nie teen hom getuig nie. God sal nooit, Matteus sal nie, die een sal nie so ding praat daai een en nee. God wil hê wanneer ene praat oor een ding, dan praat ons het te doen hier met Dan God. moet invleg. Dit moet invleg. Dan moet 'n ooreenstemming. Dan moet 'n ooreenstemming is. Dan moet unity Dan is. moet unity is. En dit is so, dit is eintlik 'n baie mooi ding eintlik, Wens. Van as 'n mens gaan kyk in deesdae se lewe en Wens. Ons lyk altyd dinge bevraagteken rondom die skrif. Amen. Ons lyk altyd vra maar nee man, hy
daai persoon wat hy skryf is nee, maar hy verstaan nie, hy ken nie my lewe nie. Hy ken nie hoe natuurlik jy het jou eie lewe. Jy is wie jy is. Amen. Maar daai persoon kon deur 'n familiar of deur 'n similar ding deurgegaan het en dan maak jy net jou skrif op, dan lees jy so iets bemoedigend. Amen. Dan lees jy so iets dat jy vir jouself vra, like hoe verstaan die persoon wat hier ek gaan? Amen. Hy praat asof dit ek is. Hy praat in my Elke skrif in hierdie boeke, elke woord Yes. is gepas met elke unieke mens. Amen. As jy deur iets gaan, dis iets bemoedigend. As jy deur hartseer gaan, dis bemoedigend. As jy deur seer gaan, dis bemoedigend. As jy deur enigiets gaan, alles is ook gelukkigheid. Dan sê die skrif dan ook, ken my nie net in die tye van jou swaar kry, maar tog wanneer jy jubel en juig. Yes. Gee erkenning aan my. So wanneer jy ook gelukkig is. Hoe wen jy soos maak nie saak wat 'n gevoel jy het nie. Wat 'n omstandighede jy deurgaan nie. Die woord is so gepas tot op 'n mens se lewe. Sy hele bestaan, jou begin en jou einde. Alles. En ek dink hoekom die mense nie die woord regtig kan lees nie. Onthou, as jou gees dood is binne, dan kan die woord nie oopgaan nie, want onthou die Bybel sê die letter is dood. Yes. Maar die gees maak dit lewendig. So as jou gees nie reg is teenoor die boekie, dan beteken elke woord in die Bybel vir jou niks. Ek kan vir jou 20 tot vergeefs. As dit vergeefs. Ek kan jou 20 skrifte gee om jou op te tel. Yes. Maar as die 20 skrifte nie in jou hart ingaan en in jou siel nie, dan baat dit niks. So dis nie almal wat die genot en die geniet van Bybel lees en die woord verstaan hoe effektief God is nie. Maar wanneer jy die woord onthou voor jy die woord met jou God liefkry. Yes. En as jy God vrees en hom liefkry, hy sê as jy die Here dien, hy sê bewaar my gebooie. So as jy God se gebooie bewaar, dan raak jy lief vir sy woord. Sy woord leer jou en as mense nie verstaan nie, en onthou mense sê, waar is die Here? Hoe lyk hy? Wie is die God? Die Bybel sê uitdruklik, hy sê die woord is God. Yes. So eintlik ons kan eintlik sê die sê dan. Dis God. In skriftelike vorm. Want tog, soos wat Evangelus in die begin gesê het, wanneer ons bid, praat ons met hom. Maar wanneer ons die ding, wat is die boek oop, dan praat hy met ons. Direk met ons. So die woord was eintlik gegee vir ons. Om vir ons in die tye wat swaar is, 'n guideline te wees. Om in alle omstandighede die boek te lees, om ons te vertroos. Hy maak dit melding dit te sê, ek stuur nog iets by dit, die Heilige Gees. Yes. Die Heilige Gees, hy gaan jou die woord oopmaak. Hy gaan jou die diepte gee van die woord. So as ek mag vra, Evangelist George, kom ek praat uit die perspektief van iemand wat nooit kerk gegaan het. Kom ek praat uit iemand wat, kom ons sê net, hy ken het van drank, hy ken het van rook, hy het nie regtig hy het nie verhouding met God. Kom ek praat uit die perspektief uit. Hoe kan 'n mens so 'n mens motiveer? Of so 'n mens sê dat hier is die woord van God, maar later van tyd hulle lees hy persoon nie. Hulle lees dit, maar dan kom hy terug en hy sê nee man, my bra. Wat ek lees dan maar niks gebeur het. Ek wil net uit daai perspektief wil ek net aan daai persoon, miskien kyk die persoon die podcast. Ek wil net vir daai persoon sê, dit gaan nie net alleenlik oor die woord wat hier so staan nie. Dit gaan nie net oor dit wat hier so staan nie. Dit gaan oor wanneer jy jou oopmaak vir die Heilige Gees. Wanneer jy jouself surrender, wanneer jy jouself oopmaak. En jy kan jy nie ook net oopmaak. Jy moet versigtig wees vir wat maak jy jouself. Maar wanneer dit kom by die skrif, maak jouself oop, maak jouself vulnerable. Stel jou beskikbaar. En dit is altyd so. Dan word jy altyd gekyk. As ek altyd na my vriend toe gaan en word altyd gekyk van, ja maar wat praat jy? Ek verstaan nie my lewe nie en wat. Dit gaan nie daaroor nie. Ek wil net hê jy moet tot 'n ontmoeting kom. Jy moet dit self ervaar. En na dit dan jy hoef nie terug na my toe te kom en sê my vriend dit waar jy hoef nie. Van
dit wat ek ervaar het, wil ek graag hê jy moet ook op jou ervaar. manier ervaar. So my vriend, jy wat kyk en jy's nog nie tot op ontmoeting gekom het, kom na die Here toe. Dis die beste dit is die beste experience wat jy ooit kan ervaar. Dit is, onthou, ek as 'n jong man, ek het jong, vra vir Evangelist George. Ek het jong in die dinge, ek het gebore in die kerk, maar tog, ek het afgedwaal. Amen. Ek het weer teruggekom. Ek weet wat in die wêreld aangaan. Ek weet, maar daar is nie 'n nodigheid om aan te gaan op daardie pad nie. Nog nooit. Jy kom my vriend. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wie jy is nie. Die Here vergewe jou sonde. Hy wag net vir jou. En soos hy sê in die skrif, hy klop aan jou hart se deur. Jy moet net oopmaak, my dierbaar. Maak net oop. Maak nie saak wie jy is nie. Die tyd is nou. En dis hier. Die tyd is nou. Hier is die woord. Die Here het gesê dat dis die beste representative van wie God is. Evangelist George het gesê, as jy bid, jy praat met hom, maar wanneer jy lees, dan praat hy met jou. Die beste tyd is nou. Moet nie uitstel nie. Want as jy uitstel, jy gaan uitmis. Baie dinge gaan jy uitmis. Jy gaan baie dinge uitmis. Baie dinge gaan jy uitmis. Die tyd raak min. Raak al minder. Ons lewe eintlik in die einddae en dis so, ek raak altyd hy van, ek wonder myself, hoekom is my party nog so, hulle wil nie, asof hulle nie hulle se ore oopmaak vir die regte ding nie. Hulle maak hulle se ore oop vir ander dinge, maar nie vir die regte ding nie. Ek waarsku jou, ons weet wat, Evangelist George, ons weet wat in die wêreld aangaan. Dis lekkerte, maar daardie lekkerte is just temporary. Dis net tydelik. Dis tydelike lekkerte. Jy kan nie tydelike lekkerte afgee. Jy kan net op dit fokus en afgee tot op 'n heerlikheid van ewigheid nie. Jy kan nie net hierdie bietjie jag en dan vergeet jy eternity with God. En die woord. En die woord is by hom. Jy kan 14 sê, so hy sê, die woord het vlees geword. Yes. En het onder ons gewoon. Yes. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Yes. So die woord het vlees kom geword. In ander woorde, kom ek gaan 'n bietjie in. Hoekom sê die Bybel die woord het vlees geword? Die woord het vlees geword beteken Jesus Christus het vlees geraak. Hy het soos ek en jy soos mens geraak. Hy het mens geraak. Hy het geboorte gegee, het gekom. Hy het kom gewoon soos die mense. Hy het geword ons gelyke, ons taal praat. Vir die eerste maal het hy honger, dors, hy het dit gevoel. Hy het die hitte, die koue, hy het alles, hy het mens, hy het emosies gehad, hy het senses gehad, hy het alles gehad. Alle konsepte van 'n mens het hy geervaar. Pyne, hartseer, alles het hy geervaar. En deur al die klomp dinge het hy vir ons kom gewys in die vleeswoorde dat as jy die dinge oorkom, ek het dit voor jou oorgekom. As daar mense is wat jou skinder, ag man, die Here het dit geervaar. As daar mense is wat jou beledig, voor jou was iemand wat deur die dinge moes gegaan het. En terwille van die klomp dinge wat hy moes deurgegaan het, was die dinge in plek gesit om jou te wys dat jy kan nie memoreer en sê, "Ai, die mense het my so gemaak en ek het dit met my gebeur." Hoe wreed moes Jesus gekruisig was? Kyk die vernedering waardeur hy moes gaan. Kyk die spieg. Kyk die mes lemme in sy hande. Kyk die bloed in sy gesig. Kyk hoe hulle hom vermartel. Kyk hoe hy daar nak gehang. Alles wat jy deurmaak is 'n druppel emmer in die water in vergelyking met wat Jesus Christus deurgemaak het. Sy woord is in plek en sy woord is daar. Dat wat jy ook al deurmaak, die woord is daar om jou te oortuig dat die Here weet. Wat vir my so ek raak so excited my bro. Wat vir my so excited maak van die woord bro, Hayden, is dat niemand kan sê die Here gaan nie verstaan nie. Because omdat hy vlees was, hy ken hartseer. Ons kon daai dan gerefer het seker in die Ou Testament en van God was God. Hy was God. Hy was strenger. Maar na die Nuwe Testament waar die vlees gekom raak, dit kan ons nie weer hy verskoning gebruik. Ons kan nie meer. Ons kan nie. Ons kan dit glad nie gebruik nie. En Evangelist, ek wil 'n bietjie terug gaan daar waar Evangelist gemention het rondom die kruisiging. Evangelist, ek wil net dit opbring. Onthou, Jesus het nie net alleenlik die humiliation gevat
Yes. van die kraal wat na hom gespieg het, die kraal wat na hom klippe seker gegooi het en wat in in die geestelike realm Ja. het hy ook met demone gebeklei. Gebaklei. Want natuurlik, Ja. hy is die seun van God. Hy is die seun van Nie net alleenlik moes hy gebeklei het Ja. teenoor die mense wat hom so spieg en slat Ja. en gooi. Hy het in die geestelike realm ook gebeklei. Ja. Hy het in twee dimensies het hy gebeklei. Maar tog het sê ons Benji en die ding het hy dis 'n ware ding. Ja. Daar was iemand wat my gesê het hy kan as nee man, die ding van Jesus waar hy Ja. gekruisig was, nee man. Ja. Ek kon hy ding deurgemaak het. Ah. Dis hy die vleeslike oogie. Kom ons kyk net 'n bietjie. Hy's vleeslik hy. Ja. Maar geestelik Hy kon jy deurgemaak het wat hy deurgemaak het. so hy kon die vernedering vat. So hy kon die geduld vat Hy moes face to face met die duiwel en sy en die demone. demone tegemoet kom. En jy raak nou 'n ding aan in my geesteswêreld waar ek eintlik vir die kykers wil sê. Daar's mense wat onder die indruk is as hy die Here nou dien, dit gaan smoot gaan. Nee, nog nooit. Die feit dat die seun van God sê die Bybel is nie eens gespaar vir die probleme van die wêreld nie. Hy het die meeste deurgegaan. Die meeste deurgegaan. So die woord leer my in die geval dat as jy die Here bedien, nou begin die aanvalle. Nou, Die demone wat ons dink hy's daar buite, die demoon kan in die kerk is. Die Yes. demoon kan jou broer is, die Yes. demoon kan jou familie is. Die demoon, jy kan aan aanraking kom met mense naby jou. ek weet Benjelis wat. Aan die wanneer toe om man nog wat het in Ja. daai tyd. Was ons nooit gepla van enige gees van enige net toe jy gebekeer het. Yes. Toe kom die dinge is die stryde. Ja. Toe kom met die bitterheid Ja. eintlik. Nou proe jy eintlik die bitterheid Ja. in die Nou- van nou Ja. is like aan jy jou 'n target die voor jou bors gesit. Ja. Jy het eintlik jouself blootgestel. Aan die Jy's nou 'n demone. target. Ja, en niemand en weet jy wat is die indruk? Daar's mense wat sê, maar kom met mense my nie gesê bekering lyk so nie. Dan die mense is onder die indruk dat as jy bekeer, dit moet smoot gaan. Dis hoekom die woord daar is want wie vir Jesus se kruising, as dit nie die ouderlinge nie, as dit nie kerkmense die nie, as dit nie Die skrifgeleerdes nie, einstes. as dit nie Die fariseërs nie, einstes. as dit nie die mense wat Die onderstel skrifgeleerders. So wat vir my sê is dat die woord sê jou klaar in plek that you have to trust nobody. Jy moet niemand vertrou nie man. En die woord is daar. Hy leer ons. Die woord jy moet dag en nag vir hom lees. Moenie vertrou op die Moenie hand van vertrou vlees. op die arm van vlees nie. Hoeveel keer moet die Here vir ons sê moenie vertrou op die arm van vlees nie. Die woord is vol antwoorde. As net ons wil nie tyd spandeer om die woord Dit kan ook te lees. jou ouer is, dit kan jou Dit broer kan is. enige Jy kan een eintlik wees. nie vertrou op die arm van Jy vlees nie. kan nie. Onthou evangelist. Wie was die een hy was onthou, kom ek just 'n course, gou course. Ja. Wie was die okay, Jesus was in die tuin in. Voordat hy gevangenes geneem Ja. is. Wie was saam met hom? Wie was daar sy vriend, sy disippels? Sy Was disippels. saam met hom. Ja. Wie is die ene wat hy genoem het die rots? Petrus. En hoe het hy vir Petrus gesê wat sal gebeur voor die Hy handke? sê 3 maal sal jy my verloon. Nou kom ons vra nou gou die ding. Sy beste, kom ons sê eintlik, dis eintlik sy beste Ja, beste een van sy vriend. beste disippels, een van die beste apostels. Een Iemand van die- Petrus het gesê maar my vader, dit sal Ja, nooit dit sal gebeur. nooit gebeur en Dit tog sal het nooit ge- nie. En tog het dit gebeur. Toe Jesus gevangene geneem is. Alhoewel hy het uit die ore afgekap Ja. van 'n soldaat Is fyn. Kom ons kyk nou gou hierso Ja. verby. Ja. Toe hulle gekom is was toe hulle gesê het maar tydens Jesus se gevangenis. Ja. Vra hulle man, nou wag eens man. Weet jy? Ja. Die liggen net soos Ja. een van dies wat saam met hom rondgebeweeg. Ja, jy praat Jy soos praat letterlik net soos hulle. Jy die Joodse kleed. En wat toe sê hy? Ek ken die man van geen kant af. Maar dis sy beste vriend. Sy beste disipel. Ja. Maar tog het Jesus geweet hy kan nie vertrou Op die arm van vlees nie. Al die karakters in die Bybel het die rolle gespeel om vir ons te wys in 'n tyd soos die dat die beste mense aan wie jy vertrou gaan jou teleurstel. En Jesus maak 'n duidelike voorbeeld deur vir ons te wys hoe na was Petrus aan God. Hoe die manne wat elke dag met die Here geloop het, opgestaan het
elke dorp gegaan het en gesien het hoeveel wonderwerke Hulle hy met gedoen. mekaar brood Hulle het met gedeel. mekaar brood gedeel. En hoe kan ons wat op die aarde is, hoeveel keer moet God sy woord aan ons openbaar, dat jy moet op sy woord staan. Hy sê, die woord is betrou. Hoor hoe sê hy sê die woord is betroubaar om ten volle aangeneem te word. Yes. Wel, en jou woord gaan net tot 'n sekere tyd. Jou woord is net, as 'n meisie wat jou sê, ek like jou en ek is lief vir jou, daai is woorde wat nou hier is en dan raak hy weg in die lug en hy Dit trigger sekere emotions is en sulke wat, emotions. Maar dis die al enigste woord wat die Bybel sê, dit is so betroubaar. Yes. Hy sê jy vertrou my tot in die dood. Die woord gaan tot in die doderyk. Yes. Die woord gaan tot in jou siekte. Die woord gaan tot in jou teleurstelling. Die woord gaan in jou vernedering. Die woord gaan tot mense wat jou verraai. Die woord gaan tot by die laagste punt van teleurstelling. Dis 'n betroubare woord. Die woord is so gevaarlik. Jy kan iemand niks maak wat op die woord vertrou nie. Weet Benj wat, ek haak nou 'n bietjie vas op dit wat Jesus deurgemaak het. Nou ek het nog gehoor wat Benj sê, maar ek haak net daar so Ja. vas, emosioneel eintlik. Ja. Want ek dink vir myself, Jesus het gelewe, hy is die mees voorbeeldigste lewe ooit wat Jesus geleef het. En 'n kort tyd. Maar tog vir hom Yes. het hy hier die meeste vernedering gehad. Meeste. Wat so seer is, hy was nie iemand wat as ons kon dit vergelyk het in vandag se lewe. Hy sou die stilste gewees het. Hy sou dies wat jy ook gewonder het, nee man, is jy Ja. van hy sien jou, hy sien daai mense. Dis hoekom die Bybel sê soos 'n lam Maar op die slagpaal. yes, maar wat my so seer maak is, ewen hy, die seun van God, Amen. moes deur die slegste vernedering gaan Hy wat die seun for the cleansing of my soul, net vir die seun, vir die redding van my siel. net vir die seun. Alles was eintlik net vir ons. Iemand, ek wil hê die mense moet kyk hoeveel moeite die Here gedoen. Iemand moes van die hemel afkom. Yes. Iemand moes woord kom versprei. Iemand moes kom wonderwerke doen. Nou gaan mense vra maar waarom al die moeite om Jesus die seun van God aarde toe te laat kom, om die woord te verkondig, om duiwels uit te dryf, siekes gesond te maak, om mense tot bekering te doen en ewe skielik boem sterf hy gaan na die hemel toe. Waarom al die moeite het Jesus Christus gedoen? Wie hoekom? Dit is omdat God lief was vir ons. As omdat hy die moeite gedoen het om aarde toe te kom. As God ons kon vernietig het, dan het hy dit in die Ou Testament gedoen, want die Bybel sê, toe God die mens maak, het hy berou gehad. Maar na daai het God nog steeds 'n liefde gekry vir die mens om self te besluit, nee man, ek gaan af. As ek afgaan, dan gaan ek na die mankind. Ek wil die ding herstel. Die Here, ek weet die mens, weet jy Wayland, dit wat jou pa vir jou doen, dit wat jou ouers vir jou doen, is baie min in vergelyking met wat die Here kan doen. Yes. Met die wat dit so swaar vir ons is om hemel toe te gaan, en die Here dit so maklik gemaak, hy kom af, aarde toe, hy kom maak die woord maklik aan ons, hy maak dat daar iets is soos belydenis, hy maak dat daar iets is soos sonde, en hy kom en hy sê, kyk jy eenvoudig, bekeer jou, laat jou doop, lewe volgens die woord van die Here, as jy sterwe eendag gaan jy die ewige lewe in, wat baie maklik was. Volgens die 10 gebooie in die Ou Testament was dit baie swaar vir mense. Maar dit gekom en dit so vergemaklik dat wat hy gesê het is dat jy moet lief is vir jou broer. Jy moet vir almal, jy moet net lief is Jy moet net lief is, soos wat jouself is. Ons maak bekering moeilik. Waarom? Hoekom maak ons dit Hy moeilik? het al reeds gekom en dit Hy het al vergemaklik. reeds die prys betaal. Waarom maak ons dit nog steeds moeilik? En hier is miskien kykers wat vandag, jy gaan werk toe, beeld Christus se liefde by die werkplek. Yes. Beeld Christus se liefde by jou familie. Beeld Christus se liefde in die straat. Yes. Dis moenie wag vir Sondag om bekeerd te wees nie. Wanneer jy nou in jou beste Want dan jy in jou soet is, beste klere en jou soets is. en nou wil jy nou die heiligste is. Dan weet jy die heiligste is. Waarom? Jy het nou die oomblik om met mense te praat. Al is jy in 'n T-shirt en 'n jean en 'n short of Vertel die mens. al is jy in watter omstandighede, al is jy hoe honger, al is Ja. jy hoe moeg, al is jy hoe hartseer, maar tog, onthou, kom ons kyk nou in realiteit, kom ons kyk realiteit. Jesus
was mens. Hy het daar seker opgestaan waar hy depressed gewees het. Waar hy ook in sy mind en was, en hy het dit deurgemaak. Hy's mens. Hy het ook opgestaan, hy het ook die goeie dae. Hy het ook opgestaan en ook gevoel. Maar verder. Van het mens geloof word, maar tog, hy het opgestaan. Hy het self gesê, laat die bitterbeker by my verbygaan. Hy wou self die beker teruggee. Hy het letterlik, hy het gehuil. Die seun van God het bloed gesoei. Sy soei het verander aan bloed en hy het gevra dat die bitterbeker my net verbygaan. So swaar was sy oomblik. Maar tog, even dit, op sy laagste, toe doen hy dit aan ons. Hy kon daar besluit het, nee man, dis genoeg om al die moeite te doen. Ek gaan terug na my vader. Die mense is dan net stof. Die mense is dan net stof. Hy is dan net stof. En nou, hy verloor niks. Hy gaan terug hemel toe. Ons was nog nie in die hemel. Ons ken hoe lyk die hemel. Maar omdat hy wil graag hê, ons moet graag gaan. Want Johannes, en dit laat ervaar. Hy doen dit tot in ewigheid. Hy doen dit omdat hy wil hê, ons moet die ewige belofte beerwe, die woord van God. En dis hoekom hy het geweet is, hoe gaan ons maak? Ding is in Johannes 14, waar Filippus vir die Here vra, Here, toon vir ons die weg en dis vir ons genoeg. En hy sê vir Filippus, ek is die weg, die waarheid en die lewe en die opstanding. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. So die woord gee my die versekering, dat as ek in die Here glo, as ek in sy woord glo, as ek hom volg, as ek hom dien, as ek bid, as ek streef na heiligmaking, as ek doen wat die woord van God van my verwag, daar wag 'n beter lewe na die lewe. Die is 'n betroubare woord en mense kan hom maar bevraagteken en mense kan die woord question. Die is die beste ideale woord. Die is die woord wat ek vat om ter harte. Ek weet die Here gaan my nie lieg nie. Daar is 'n hemel. Daar is 'n opstanding. Hy het dit self. Hy kom vandaan. Hy kom daar vanaf. En ek sien uit om daar in die nuwe Jerusalem, saam met al Paulus, hulle Petrus, hulle al die geroependes, die manne van God, die skrywers van hierdie Bybel wat in die tyd geleef het. As ek net die woord verstaan en dit lees, dis vir my die moeite werd om nee te sê vir die drank. Dis vir my die moeite werd om nee te sê vir die rook. Alles wat sonde betref, alles wat 'n struikel en 'n gruwel, dis die moeite werd om dit af te staan. Want as ek die woord lees, dan sien ek die skildery dit uit en ek sien die nuwe Jerusalem. Ek sien die woord God homself wat die woord is. En ek sien uit vir daardie dag. Evangelist, voordat ons klaar maak, ek wil net graag kom ons gaan net nou 'n bietjie nog na die tema toe. Die tema van hierdie episode, die woord. Nou Evangelist, God het afgekom. Hy het mense kom word, wat ons ken as Jesus Christus. Nadat hy weggegaan het, hy het gesê, hy laat ons nie wees. Amen. Vir wie laat hy agter? Die Heilige Gees. Maar Evangelist, ek is so, ek like altyd myself vra, die woord wat God vir ons gegee het, later van tyd, hy het toe die woord verander, tot 'n vlees. En toe verander die woord van die woord tot die vlees, tot die gees. Sien wen jy, en wat het die mens is, as die woord nou al. Van nou, kom ons vat dit net woordelik. Kom ons sê, dierbaar is wat dis hoe ek het sien, as niks sien, dis net hoe ek het sien. God het gesê, in die begin was die woord, en die woord was God. Dis wat die skrif sê. Nou kom ons sê, okay, God het woord geraak. Die woord het vlees geraak. Die vlees het gees geraak. 4 dimensies. 4 dimensions. Waarom twyfel ons nog steeds? En elke van die 4 dimensies wat jy noem, het God hom net elke keer geopenbaar en hy elke een se karakter of vorm trek. In alles. So hoe kan jy nog steeds twyfel in die God? Hoe kan jy? Die Bybel sê, weet jy, daar leer hulle gee ons so absolute mag dat die Bybel sê, jy gaan net 'n woord spreek. En dit sal so, dis waar die gees inkom. Maar dis ook nie dis aan mense gegee wat lewe volgens die woord. Dan gaan dit kom wat jy vir die kanker sê, ek vaar uit in die naam van Jesus Christus. Of kom ons as ek mag aangaan, kan ons net kom ons sê as jy die lewe geleef het wat Jesus geleef het. Ja. En nou ek sien dit ek like altyd hy van
ek sien altyd die liefde, dan wil ek altyd sê Jesus liefde, van Ja. die manier hoe Jesus lief gehad het, alhoewel jy wat aan hom gedoen het, Ja. hy vergewe jou Hy nog steeds. vergewe jou. En die lewe wat Jesus gelewe het, Ja. as jy daai lewe gelewe het, dan sê die skrif, Yes. jy het die mag, Ja. jy kan dit net Jy spreek. kan dit En wat het Jesus gedoen? Hy het gesê, Hy het gespreek. daai een soldaat wat na hom toe gekom het en Ja. hom gesê hom, my diensknegt is Ja. siek. Ja. Toe sê, Ja, die hoofman oor 100. spreek Ja, dit net net een my woord, vader. my kind sal Spreek dit gesond net. word. Spreek dit net. Ja. Hy het nie verwag hy moet kom tot by hom. Hy het net gevra spreek dit. Spreek 'n woord. So magtig is die woord. En daai selfe ding is ook aan ons. Maar Gegee. ons moet nie eens, ek wil nie eens noem 'n sacrifice. Ja. Jy moet net die lewe wat Jesus geleef. Jy moet net lewe soos Jesus geleef het. Volgens Jesus. Dan sal jy die dinge reg kry. Wonderwerke skars omdat mense nie volgens die woord van God lewe nie. Hulle lewe volgens hulle eie Hulle lewe volgens hulle eie woord, hulle eie begeerlikheid. wat. Dit is al nooit. die beste bibliografie. Yes. Ek weet nie en ek worry eintlik nie wie in die geskiedenis die beste gewees het nie. In die geskiedenis van ons en wat. Ja. Ek worry nie eens om bibliografies te lees. Die beste bibliografie om te lees is dan die As die Bybel, die woord van die Allerhoogste. die Allerhoogste. Evangelist voor ons afgaan, ek weet nog nie of Evangelist klaar is of Evangelist nog met dieper gaan nie, maar ek wil net nog iets so gemention het Evangelist. Ek dink Vir- ons het nou ver gehard. Yes. Yes. Vir iemand, as iemand kan iemand bemoedig wat nou wonder en hulle self bevraagteken, maar waarom of hulle self bevraagteken in die sin van, is daar 'n nodigheid vir my om die lewe te lewe wat Jesus lewe? Is daar 'n rede waarom ek moet die woord van God moet lees? Waarom is die eintlike rede vir dit? Baie mense sê net nee maar you only live once. Hulle sien dit net as jy lewe net die paar jaar, maar daar is 'n doel waarna ons toe werk. Yes. Daar is 'n doel na waar Daar's ons 'n werk. doel, daar's 'n doel. En ek wil net hê Evangelist moet net iets vir hulle net bemoedig op laas. Wat kan 'n mens vir daai persoon sê wat moedeloos is, wat net vra, nou wat kan ek aan nou doen? My bemoediging aan hulle sal wees, die feit dat jy hier is, jy bestaan, is met die woord. Yes. Jeremia 1 sê, hy sê vir Jeremia, voor jy nog in die skoot van jou moeder was, het ek jou al reeds geken. So alles wat ontstaan het, hoe jy hier gekom het, daar's 'n doel hoekom jy hier is. Yes. Daar's 'n doel hoekom die probleme wat deur jy gaan, dit moet jy wees. Yes. Ek het laas 'n boodskap gepreek en gesê, in vandag se lewe kom kyk jy daar's mense wat rejoice en daar's anders wat huil. Maar God het vir jou gestel daar. As jy die mens moet wees wat moet huil. Jy is geplas. As jy moet wees die vrou wat soos Hanna is, wat die kinders gekry het, Yes. dan is jy die rol wat die Here in die tyd stel om vir mense te wys wat kinderloos is. Daar is 'n God wat Yes. dare kan oopsluit. Yes. Jou ontstaan op aarde is nie te vergeefs nie. Kom ek sê so. Jy's vir 'n doel hier. Jy's vir 'n doel hier. Moenie die lewe net kyk vir aantrek, was, kos, werk toe, aantrek, was, kos, werk toe, suksesvol. Want onthou hier's dis wat gebeur. Ons lewe in die tyd en dis hoekom ons nie verstaan nie. Jy werk 60 jaar tree jy af met jou pensioen kry. Hier's jou kinders. Hier's die dood. Nergens het jy 'n verhouding daar met die Here gesluit. En dis 'n infinite loop. Dis 'n oneindige cycle. Dis net 'n siklus wat jy wil, dit gaan tot generasie tot generasie. Wanneer gaan dit stop? Wanneer gaan dit stop? Jy kom sien dat as die Here jou kom oordeel, dan by die Bybel sê jy gaan, nou sê ek vir myself, okay, almal mag suksesvol wees. God het die woord gestel dat, maar waar kom God in al die cycling? So wat beteken jy met jouself sê, hoekom is ek hier? Yes. Wat is my doel op aarde? Yes. Hoekom het God my hier geplaas? Het hy my net hier geplaas om suksesvol, het hy my net hier geplaas om 'n kar te ry of om in 'n huis te bly, kinders te kry en dood te gaan? Nee, dis nie die doel van God nie. Die doel van God is om jou in die aarde te bring, kinders te kry, te trou, Yes. jou kinders te leer oor God,
aan al die dinge wat jy doen om te erken en eendag as jy sterwe moet God kom sien dat dit nooit oor die dinge gegaan nie, maar alles het oor God gegaan. Kom ons sien dit ook in die sens van, kom ons kyk, maak gewoon 'n voorbeeld. Ek like Yes. altyd voorbeelde, maar kom ons kyk gewoon 'n movie in. In 'n movie jy het 'n director. Jy Yes. het 'n writer en 'n director. Yes. Die writer, dis die Yes, script, dis die script. script. Amen. Nou, die director is God. Yes. Hy sê vir jou, dis jou rol, dis jou rol, dis jou rol wat jy moet speel. Maak nie saak wat jy wil nou die main karakter of wat jy, as hy vir jou gesê dit is jou rol wat jy moet Dan speel. moet jy hom speel. Jy moet hom speel. Dis wat God is die beste director wat ek ooit al gesien het. Ja. Hy het mense in spesifiek my lewe, Ja. het hy mense in 'n rol ingesit wat ek na opkyk. Ja. Die beste rol na wie ek kan opkyk is as my pastoor Christian Olifant. Ja. Die beste rol, Ja. dis is like hy het mense geplaas in sekere posisies in Yes. vir my. Amen. Amen. Daar is ook sekere Amen. mense in mense lewe Wat wat jy 'n geplaas rol speel Ja. tot u bekering, tot Yes. u evangelisasie. Yes. Daar is mense wat aangestel is wat Wat hy rol Maar hy rol en gespeel. Ry wie se director. God is die director. En hy weet hoekom jy die sekere ding moet ervaar. Yes. Hy weet as jy die rol moet speel. As jy kyk na die film van Denzel Washington. Yes. Hy speel die beste rol in daai ding because maak nie saak of jy nou vir hom moet doodskiet. As dit bedoel is dat hy hom 5 keer mis, Dan sal dit hom mis. dan gaan dit hom mis. Dit sal hom mis. Die director besluit wie gaan die koel tref Yes. en wie sal nie die koel tref. Dieselfde tot in lewe. Selfde met die lewe. As God vir jou aangestel het en gesê, "Waylen, Ja. kyk hierso. Jy gaan nie die rol speel van 'n suksesvol besigheidsman nie. Jy gaan 'n rol speel van 'n podcaster. Ja. Jy gaan 'n rol speel van 'n goeie seun. Ja. Jy gaan 'n rol speel van 'n motivational speaker." Ek maak net 'n voorbeeld. Amen. Ek kan nie wil gaan. Dan wil ek nou my eie rol loop assign nie. Want ek is die director van ek is nie die director van my Ja, jy lewe. nie. verongeluk jouself eintlik. Jy is die director hier. Ja. Gee die director die geleentheid om jou te direct. Om jou te doen. Jy is 'n karakter, Ja. maar jy is die director. Jy is nie die director nie. Jy is die skrywer. Die skrywer agter die pen, hy besluit hoe die storie moet gaan. Jy kan nie die storie verander nie. Jy kan nie jou storie change nie. Al wil jou hoe graag. Al wat jy graag hoe. Die Here het jou lewe so uitgesit het. Hy het alreeds voordat jy in jou moeder skoot het hy jou gewees het alreeds geken. en het jou alreeds daai rol gegee. En jou reeds daai Maak rol nie saak gegee. watter rol jy speel nie, jy moet daai rol speel Vervul tot daai 'n rol. eer en verheerliking As jy van 'n sy single naam. mamma, as dit moet wees dat jy daai kind groot moet alleen. As 'n enkel ma. Dis jou rol. Dis die rol wat moet jy speel. moet As jy speel. moet vaderloos groot word, dis die rol wat jy moet speel. Miskien gaan jy sonder ouers groot word om jou eie kinders eendag te hê en jy sal die ervaring hê om vir die eerste maal te experience om jou kinders saam met sy ma groot te maak. Jy moet daai rol speel. Ongelukkig is jy gekies vir die rol. En as jy jou rol verstaan, dan gaan jy nie meer Frans vra nie. As jy 'n rol verstaan en dit klaar sien Ja. in watter rigting dit gaan Yes. en jy doen dit tot op jou beste. Yes. O, dierbaar is die prys van dit. Die prys van dit is baie Die groot. ewigheid, Die ewige die belofte. heerlike ewigheid. Die kroon van die lewe. Die belofte, die betaling van jou gaan groter wees as op die aarde waar mense jou sien. Ek weet daar's mense wat soms hy doen so klomp goeie dinge, hoor ek die mense sê, maar hulle sien nie wat doen ek vir hulle nie. Ek gaan so uit my pad uit en ek doen, kom ek sê jou, niemand kan vir jou betaal wat jy op aarde of wat jy doen nie. Maar eendag gaan 'n rol aan jou gegee word in die hemel. Hoor wat sê die Bybel vir hulle wat gaan lei het vir hierdie naam. Hy sê hulle gaan jou voete soen. En sê geseënd is jy. Geseënd is die vrou aan wie se borste jy gesit. Die rol wat jy gaan speel, sal hulle, as jy aankom en sê hulle getroue diensknegt van God. Dis die moeite werd vir my man om deur al die vernederings te gaan om eendag geerken te word as 'n koningskind, gebekroon te word Yes. deur alles. Alles. Die rol wat ek op aarde gespeel het, sal ek eendag uitgeken word. En jy ons kan hom net daar so Ons maak hom toe, Ons maak hom toe daar so. maak hom toe. Wees die beste in jou rol wat jy speel. Doen dit tot op die beste wat jy kan en tot eer en verheerliking van die naam. Evangelus, kan u net vir ons tog nog bid. Amen. Want ek weet nie dierbaar is. Dis al wat ons kan sê. Die beste wat ons net kan sê is, die is die woord van God. Amen. En wanneer jy
wanneer jy jouself toelaat dat hy met jou praat, kan jy die beste rol speel in dit wat hy jou gedirek het. Man van die Here bid vir ons. Vader, dis in die naam van die Here. Oh, Die dankie, Bybel sê Jesus. in die begin was die woord en die woord was by U. Dankie, Niks het Jesus. ontstaan sonder hierdie woord nie. Yes. U het 'n woord gespreek en alles het tot stand gekom. Oh, Dankie dat ons vanmiddag U erken en Yes. ons wil bid vir mense wat hulle rol vergeet het en hulle karaktereienskappe. Yes. Ons wil bid nou vir mense wat daar is wat hulle werk verloor het, wat hulle kinders verloor het, wat deur die doodsvallei gaan, mense wat nie weet watter rigting hulle moet gaan om hierdie God te kies wat genoem word die God van Abraham, Isak en Jakob. Here, ek wil vanmiddag bid my koning dat U al hulle begeerlikheid sal beantwoord, dat U die las van hulle skouers af sal wegneem. Vader, ek bid dat hierdie boodskap baie kykers se harte gaan vul. Hier is mense met verskillende probleme. Hier is mense wat opgegee het, mense wat nie meer die lewe sien vir wat hulle is nie. Mense wat opgegee het, hulle drome, hulle ideale, hulle visies, hulle alles wat hulle in het. Here, ek seën hulle deur hierdie video in Jesus naam van Nazareth. Amen en amen. Amen, amen. En julle George, baie dankie vir daardie wonderbaarlike tyd. Aan ons kykers, ons wil net graag sê baie dankie vir u tyd. Waardering Yes. is baie groot. Ons wil net vra van u af, as u net kan subscribe, like en share the video, ons sal dit hoog waardeer. Ben julle George, na 'n lang tyd kan ek kan regtig sê dat die was wonderbaarlik. Amen. En dierbaar is enige iemand wat privaat wil met ons gesels. Yes. Onze nommers is in die description box en al onze social media accounts, TikTok, enigiets, dit is in die description box en as jy wil ons kontak, onze nommers, WhatsApp nommers is daar so. En dierbaar is moenie skaam wees nie, ons is net 'n boodskap ver van u af. Waardering is groot aan ons kykers, ons waardeer u support en aan Evangelist George, dis altyd goed om met u te werk, man van die Here. Dankie. Waardering is groot, Waardering man is van groot. God. En aan ons kykers, geseënd aan julle en mag die Here seën. God bless. Amen, amen.